Goeiedag, graad 3 leerders. Vandag gaan ons leer wat 'n werkwoord is. 'n Werkwoord is 'n woord wat 'n aksie, gevoel of iets wat gebeur beskryf. Dit is een van die belangrikste dele van 'n sin. Kom ons praat oor die struktuur van 'n sin wat 'n werkwoord gebruik. Hier is hoe die sinstruktuur lyk in Afrikaans. 'n Sin is van verskillende dele gemaak. Onderwerp, dit is die persoon, dier of ding waarvan die sin handel. Werkwoorde, dit is die woord wat die aksie of wat gebeur wys. Objek, soms is daar iets waaraan die aksie gedoen word. Die funksie van werkwoorde. 'n Werkwoord is die hart van die sin. Dit wys wat die onderwerp doen, hoe hulle voel of wat gebeur. Dit help ons ook om te verstaan wanneer dinge gebeur, of dit in die verlede, teenwoordige tyd of toekoms is, en maak die sin beter kennisvol en duidelik. Kyk na die sinne. Ek hardloop. Ek is die onderwerp, die persoon wat die aksie doen. Hardloop is die werkwoord wat die persoon doen. Die hond speel in die tuin. Die hond is die onderwerp. Speel is die werkwoord. In die tuin is die objek wat vir ons sê waar die aksie gebeur. Sy eet 'n appel. Sy is die onderwerp. Eet is die werkwoord. 'n Appel is die objek. Nou dat ons die struktuur van 'n sin verstaan, kom ons kyk hoe tye die sin verder verander. Hardloop, speel en slaap. Hierdie is aksiewoorde, werkwoorde. Ek hardloop. Onderwerp en die werkwoord. Dit is in die teenwoordige tyd. Sy speel. Onderwerp en die werkwoord. Dit is in die teenwoordige tyd. Die kat slaap. Die kat is die onderwerp, slaap is die werkwoord. Dit is in die teenwoordige tyd. Ek het baie vinnig huis toe gehardloop. Die onderwerp is ek, het, werkwoord 1 en werkwoord 2, hardloop, met die ge voor die woord. Dit is in die verlede tyd. Sy het met my vriende gespeel. Sy is die onderwerp, het is die werkwoord 1, speel is die werkwoord 2 met die ge voor die woord. Dit is in die verlede tyd. Die kat het op my bed geslaap. Die kat is die onderwerp. Het is die werkwoord 1. Slaap is die werkwoord 2 met die ge voor die woord. Ek sal
hardloop. Ek is die onderwerp, sal is die werkwoord 1, hardloop is die werkwoord 2. Sy sal speel. Sy is die onderwerp, sal is die werkwoord 1 en speel is die werkwoord 2. Die kat sal slaap. Die kat is die onderwerp, sal is die werkwoord 1, slaap is die werkwoord 2. Die 3 sinne is in die toekomende tyd. Die teenwoordige tyd vertel vir ons wat nou gebeur. Die verlede tyd vertel vir ons wat reeds gebeur het. Toekomende tyd vertel vir ons wat sal gebeur. Soos jy kan sien, is die het ook 'n werkwoord. Die werkwoord byvoorbeeld hardloop kry 'n ge voor die woord. Dit gebeur net wanneer 'n aksie in die verlede tyd gedoen is. Die sal is ook 'n werkwoord. Ons vervang die aksie met sal en sit die aksie aan die einde van die sin. Dit gebeur net wanneer ons praat oor 'n aksie wat ons in die toekoms sal doen. Hier is 'n Kahoot aktiwiteit. Dit bevat 15 vrae, 'n mini-toets oor wat ons vandag geleer het. Sodra dit klaar is, gaan ons 'n skryfaktiwiteit doen om jou kennis van werkwoorde en tydsvorme te toets. Kreatiewe aktiwiteit. Ek wil hê jy moet jou eie gedagtekaart oor werkwoorde en tydsvorme op 'n papier maak. Hoe verander die struktuur van 'n sin volgens die werkwoord? Wat is 'n werkwoord? Die struktuur van 'n sin. Waarom is 'n werkwoord belangrik? Wees kreatief. Teken prente. Gee voorbeelde van die verskillende werkwoorde. Vandag het ons baie oor werkwoord geleer. Hier is wat ons behandel het. Wat is 'n werkwoord? 'n Werkwoord is wat 'n persoon doen. Die struktuur van 'n sin met 'n werkwoord. Onderwerp, werkwoord en objek. Die verskillende tye van werkwoorde. Teenwoordige tyd, verlede tyd en toekomende tyd. Onthou, werkwoorde is baie belangrik in sinne, omdat dit vir ons sê wat gebeur. Hou aan oefen met verskillende sinne en jy sal beter raak. Hoe meer jy oefen, hoe makliker sal dit wees. Baie dankie.